C.Media. Vandag op Buitelyn praat ek oor die Naspers AGM wat vandag plaasvind. Hoekom Kanada en Amerika se jongste blow in hierdie trade war interessant raak. En ons onthou vir Dolly Parton. Dankie vir almal se terugvoer. Ek het die beste kompliment gekry van 'n gevestigde Afrikaanse uitsaaier, iemand wat ek as my hoofmededinger hier op YouTube beskou, en hy het gesê hy is so bly hier is nie 'n samesweringsteorie YouTube kanaal nie, want as jy soos ek lyk en as jy Afrikaans praat, is dit tipies wat jy gaan vind op YouTube. My nuusbrief vanoggend, buitelyn.substack.com, gaan teken in as jy nog het nie. Ek het stil gaan staan op 'n baie spesifieke storie oor corporate governance. Dis 'n deel van maatskappye wat ek fascinerend vind en wat ek dink ons nie altyd genoeg aandag gaan gee nie. Corporate governance is 'n soort van die strukture wat daar in plek gestel word deur mense wat aandeelhouers is, om seker te maak dat mense nie buite die lyne dinge aanvang wat hulle nie moet nie. Maar dis nie, baie keer kan jy seker van hierdie reëls buig as gevolg van wat die maatskappy doen. Ek het vir die eerste keer regtig hierin belang gestel in 2012. Ek het 'n dosent gehad, Jim Stewart. Eintlik is sy regte naam James. Jim Stewart het 'n boek geskryf, Disney War. Hy is 'n Pulitzer-prys wenner en hy het hierdie manier om nie fiksie te skryf wat dit vir jou voel asof jy in 'n kamer is saam met Michael Eisner, die voormalige CEO van Disney. En hy het oor 'n tydperk geskryf in Disney, die maatskappy se geskiedenis, wat daar geweldige boardroom fights was. Corporate governance was gewoonlik die ding waar mense gefight het oor hoe baie krag kan die CEO wat Michael Eisner was, hy was CEO to Little Mermaid en Lion King en al die ander sit, jy weet waarmee ons groot geword het, vervaardig is. Geweldige, interessante, kreatiewe bestuurder, geweldige groot persoonlikhede wat by Disney was, veral Roy Disney, wat Walt se broer was, en op sekere maniere altyd beskou word as die sakebrein van die Disney broers. En wat daai storie vir my nogals interessant gemaak het, is hoeveelheid goed wat noodwendig wettig is, maar as jy dit lees en as jy nie verstaan hoe 'n maatskappy werk nie, is dit soveel meer soetsappig. Dis is 'n baie goeie Bold and the Beautiful episode, behalwe dit speel in die regte lewe uit. Lounie Prinsloo, fantastiese joernalis by Bloomberg in Johannesburg, en Anthony Squazine het 'n storie gaan skryf oor wat vandag by Naspers se algemene jaarvergadering plaasvind, of AGM. Ek het 'n lekker gif daar gaan sit van Succession, want jy weet Succession, ek dink 'n deel van die rede wat Succession suksesvol maak was, hierdie mense wat vir jou probeer wys het, wat gaan aan in 'n boardroom, maar daar's familie betrokke en daar's al hierdie dinge waar mense fight. Daai selfde boardroom drama speel waarskynlik vandag af, maar wat uniek is van Naspers, selfs as jy dit vergelyk met maatskappye soos Facebook en Google, is spesiale aandele. Nou, nie elke maatskappy het spesiale aandele nie, maar as jy 'n maatskappy begin, ek het byvoorbeeld laas paar maande terug C.Media gestig as 'n individuele maatskappy, en iemand het gesê, maar nou moet ek besluit hoeveel aandele gaan ek vir mense gee. Daar was iemand wat belang gestel het om 20% daarvan te koop. Ek wil vir iemand anders aandele gegee het. En dis tipies vir iemand wat 'n maatskappy begin om aandele uit te deel, en dan, soos my prokureursvriend van my gelukkig verduidelik het verlede week, dis nie altyd die slimste ding om te doen nie, want aan die einde van die dag, wie weet waartoe al jou aandeelhouers gaan as jy die dag 'n besluit moet neem. Nou met Naspers is daar sekere hoeveelheid aandele wat 1000
die verhouding is 1000 to 1, met ander woorde, daai aandeel verteenwoordig 1000 stemme. Maar as jy gaan kyk na Facebook, en daar's geweldig, gaan Google net Facebook, shares, corporate governance, Mark Zuckerberg, kennis geweldig woord om te Google, maar daar's baie stories en selfs the social network raak 'n bietjie aan hierdie tipe drama, waar in Amerika is dit tipies dat hulle, veral as daar 'n stigter is wat 'n maatskappy begin, noem hulle dit 'n deal class structure. So, 'n stigter het meer aandele en meer stemkrag, bloot omdat hulle die stigter is. Jy weet, die beleggers redeneer, hier is hoe ek het uiteengesit het, jy weet, ons gee vir Zuckerberg totale beheer van Facebook, want ons dink hy is visionêr, maar as ons nie van sy visie hou nie, verkoop ons sy aandeel. Met Naspers is dit bietjie anders, en die rede hoekom baie van hierdie aandele, soos ek het verstaan, en ek mag heeltemal verkeerd wees, so asseblief, sê vir my, lewer kommentaar, e-pos my hello@buitelyn.com. Ek dink die manier hoekom daar aanvanklik hierdie struktuur in plek was om Naspers te beskerm van buitelandse oorname. En nou is daar seker hoeveelheid mense wat hierdie super aandele het, waar een aandeel is gelyk aan 1000 stemme. En natuurlik mense soos Koos Bekker, wat fundamenteel was tot die sukses van Naspers oor die laaste 30 jaar, baie meer reg het om goeders te sê as net 'n gewone aandeelhouer. Dis waar die een storie gaan. Die tweede storie is oor Trump se aandele. So ons het nou uiteindelik op 'n punt gekom waar ons weet Trump meer as enige ander Amerikaanse president in die geskiedenis verhandel meer in aandele as wat hy ooit tevore is, wat enige ander Amerikaanse president ooit het. Wat het hy gekoop, wat het hy verkoop? Hy het natuurlik SpaceX gekoop, wat interessant is, en daar's ook goed oor, daar's 'n vreemde datum, op 18 Junie het hy Visa en Mastercard aandele gekoop, en dit was die dag net na Trump 'n voorlopige skietstilstand of vredeooreenkoms met Iran aangegaan het. Nou, die twee goed, ek bedoel, dis 'n dag later, sê dat hy het voor die tyd gedoen het nie. Te dank aan sekere wette, en dit is, jy weet, daar is 'n maand vertraging tussen wanneer hierdie goed openbaar gemaak word. Dis interessant. Dit sê nie noodwendig iets nie, dit wys nie uit dat Trump 'n goed of 'n slegte mens is nie, maar dit is baie fodder, en daar's baie wat geskryf word daaroor. Hulle sê dit, wat hy sê, dis per toeval dat Trump seker goed gekoop het, dis buite sy beheer. Dis waarskynlik waar. In elk geval, op daardie punt, kom ons kyk na vandag se markte, en hierdie afdeling word moontlik gemaak deur Easy Equities. Hierdie gedeelte van Buitelyn word aangebied deur Easy Equities. So daar's twee goed in Amerika wat ons vandag dophou. Nvidia, die waardevolste maatskappy in die wêreld, hulle maak chips vir rekenaars. Hulle maak vandag hulle kwartaalresultate bekend, en is 'n belangrike toets vir die tegnologie sektor, spesifiek om te verstaan, want hier is 'n soort van 'n maatskappy wat gewaardeer word volgens die krag wat dit genereer of wat dit verteenwoordig in die wêreld van AI. As hierdie die wêreld se grootste maatskappy is volgens markkapitalisasie, word hierdie aankondiging beskou as 'n deurslaggewende maatstaf vir die volhoubaarheid van AI. So, iets waar ons môre gaan praat, die rand ook baie goed gedoen, weer eens as gevolg van al die goed wat in Amerika gebeur, is goeie nuus vir die rand. Crypto, as jy in crypto belangstel, iemand het my gister gevra, jy weet, jy moet nie oor crypto praat nie, dis nie regte geld nie. Ek sal 'n gas inkry dat ons daar kan praat. Ek gaan nou nie vir jou probeer oortuig hier hoekom jy moet omgee oor Bitcoin of nie, maar daar is 'n bietjie van 'n frons vir as jy Bitcoin het. Beide Bitcoin en Ethereum het vandag met meer as 1% teruggesak. Dit lyk asof die mark besig is om 'n balans te vind na 'n baie besige oggend. As jy op die webblad gaan, buitelyn.com/markte, scroll af tot heel onder, en daar kan jy spesifiek vra, jy moet ingeteken wees, vra vir
ons AI-agent, hey, hoekom is die rand op of af? Dat is nie altyd 'n duidelike antwoord nie. Maar dit is interessant, en of jy nou 'n vakansie beplan na Amerika toe die volgende maand, of vir Desember, moet jy noodwendig jou geld nou wissel of wag. Dalk is 'n goeie tyd, wie weet, dalk word die rand nog sterker, maar onder 16 was Februarie laas op hierdie vlak. So, dit is 'n goeie tyd om net te gaan kyk as jy enigiets uit Amerika wil kry. Belê in jou volgende hoofstuk. Easy Equities is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en gelisensieerde ODP. So gepraat van wêreldmarkte wat ek die afgelope tyd nog as dophou. En wat vir my interessant is hierdie dit vir dat tussen Kanada en Amerika. Jy mag dalk dink dis nou nie nuut nie. Jy weet hoeveel keer was daar nou al die twee lande met mekaar beklei het oor hoe baie ons van jou produkte gaan invoer of uitvoer. Oornag het Kanada nou uiteindelik besluit hulle gaan hulle voet neersit. So oornag het Kanada gesê hulle gaan 50% tariewe op 20 miljard dollar se produkte sit. En die dag voor dit het Amerika se tesourier-sekretaris Scott Bessent 'n ding gesê. Ek gaan eers vir jou speel wat hy gesê het en dan ek het 'n opinie oor hierdie man. Luister vir jy. Last week, they chose to reject it. Unfortunately, Prime Minister Carney rose to power on an anti-American, anti-Trump platform. I believe he was more than 20 points behind, and he seems to have gone back to his old playbook. And I think one has to ask oneself: is he trying to benefit himself, the Liberal Party, or the Canadian people? Is he trying to benefit himself, the Canadian people, or the Liberal Party? Wel, ek kan sê al drie. Carney was die gouverneur van die Bank van Engeland. Hierdie man verstaan ekonomie. Hierdie man is nie bang vir Trump nie. Hy het privaat sektor opgegee om eerste minister te word. Maar hierdie man wat nou hier gepraat het, voordat ek vir jou speel wat Mark Carney gesê het, Scott Bessent, die Treasury Secretary, is 'n fascinerende persoon. En ek gaan meer as normaalweg stil staan en luister wat hy sê, want hy is nie so vervelig soos baie van sy voorgangers nie. Hy is die eerste openlike gay kabinetslid in 'n Republikeinse administrasie. Hy woon saam met 'n man, hy is getroud, hy het kinders, maar hy is in 'n administrasie wat swaar leun op 'n sosiale konservatiewe en anti-woke retoriek. So, dis moeilik om die twee wêrelde met mekaar te versoen, maar hy doen dit. Hy is ook, hy het op 'n tyd vir Soros gewerk. Jy weet George Soros wat hierdie sondebok is van globale liberalisme. Nog niemand in Trump se sfeer het vir Bessent soort van daaroor aangevat nie. En dan is daar sy ekonomiese filosofie, Bessent self. Jy weet, hy is soos 'n Wall Street ou wat MAGA ontmoet in die middel. Hy probeer baie keer soos die mark vertaal, so hy sal op Bloomberg televisie of op CNBC kom en vir mense vertel, okay, maar die mark is verkeerd om hierdie ding van Trump, om te dink dat tariewe sleg is, byvoorbeeld. Hy dink die hele tyd, soos met hierdie fight met Canada, dat tariewe eerder 'n hefboom is, dis nie 'n doel nie. Over the last year alone, Canada has signed more than 20 trade and security deals across 5 continents. We completed our most recent trade deal with the United Arab Emirates in a record 47 days. Canada is now the best connected economy in the world. Hy het onlangs geweldig groot deals met China gesluit, wat, jy weet, in Noord-Amerika is so min Chinese elektroniese karre en elektriese karre, dit is nie soos hier waar BYD oral is nie. Maar Mark Carney het noodwendig gesê, stel nie belang in Tesla nie, ons wil Chinese karre op ons straat hê. En ek dink Kanadese ondersteun hom geweldig, baie, is alles, jy weet, hulle is soort van 'n middelvinger vir Amerika. Dalk is jy woon jy in Kanada, dalk het jy familie daar.
Ek sal graag wil weet wat jy dink van sy opinies. Om hierdie episode mee af te sluit, gisteraand het my vriendin in Amerika vir my net 'n screenshot gestuur, niks anders nie. Ek is 'n bietjie ontsteld oor die kanaal wat sy gekyk het, maar ek verstaan dit ook heeltemal. Waar was jy en hoe het jy hierdie eerste keer gehoor? Wel, my vriendin het vir my screenshot gestuur van Fox News wat sê, Dolly is dood. Shame. En sy was maar 80. So om hierdie program hier af te sluit met 'n klein huldeblyk. Buitelyn Pop. Jolene, 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 Jolene. Dolly Parton het oor 'n loopbaan van 60 jaar bekend geraak as country-sangeres, sakevrou en kampvegter vir maatskaplike kwessies. Sy het die swaar kry van haar kinderjare omskep in geliefde liedjies soos Coat of Many Colours I was rich as I could be. en 9 to 5, 'n volkslied vir blouboortjiewerkers en vroueregte in die werkplek. Can I survive? Find a way to make a living. Soos Parton se roem die hoogte ingeskiet het sy geld teruggeploeg in haar tuisdorp deur opvoedkundige en werksgeleenthede te skep om mense in Tennessee uit armoede te lig. Haar theme park, Dollywood, het meer as 20,000 poste geskep. Met die nuus van haar afsterwe op 80-jarige ouderdom het huldeblyke van reg oor die wêreld ingestroom. Selfs die Empire State Building het gisteraand in pink geglinster en by die Withuis is vla halfstok gehang. Wat haar politiek betref, het sy dit reg gekry om neutraal te bly. Hier is wat sy in 2009 gesê het. I think that, as with all our leaders, we should pray for him and support him in any way we can and hope that everything goes good. Parton het haar ook vir 'n handvol maatskaplike kwessies beywer. Met haar Imagination Library het sy meer as 300 miljoen gratis boeke aan kinders reg oor die wêreld verskaf. Help me, all of you help me. My dad couldn't read and write, so I wanted to do something to make him feel part of something special. In plaas van blomme, vra haar familie vir donasies aan Parton se Imagination Library. Dis dit vir vandag se episode. Dankie dat jy buitelyn kyk. Dankie vir die van julle wat finansiëel bygedra het. Daar's 'n hartjie onderaan hierdie video. Super hard. Dis 'n eenmalige donasie. Jy kan wheatjies koop, bekers of sluit by ons aan as 'n lidmaat. Ondersteun my op 'n maandelikse basis. Die eerste maand is gratis. Daar's 4 verskillende vlakke van net 'n ondersteuner, wat beteken jy het toegang tot sekere byvoordele. Hoe duurder dit raak, hoe meer voordele is daar, afslag op die winkel en jy het ook 'n groter sê oor wat ek oor praat, hoe ek lyk. Iemand het vir my gesê ek moet aanhou my moemeneem aan te trek. Hoewel sy het nie 'n lid geword van hierdie groep nie, of niks bygedra finansiëel op YouTube nie, maar sy het vir my 'n peppermint-taart gemaak. So ek dink, dan sal ek na jou luister. Ek het weer die moemeneem aangetrek. Dankie dat jy gekyk het. Los kommentaar en laat weet wat se stories jy aan belangstel. Tot môre.